Goeiedag en baie welkom by hierdie groot Lydensweek se oordenkings. Ons loop hierdie week spreekwoordelik in die voete van Jesus in die laaste week wat hy het op aarde voordat hy gekruisig word. Die Dinsdag moes 'n dag gewees het wat besonder vol was vir Jesus. Van vroeg die oggend tot laat moes hy mense te woord staan. Op hierdie Dinsdag het daar talle afvaardigings by Jesus opgedaag. Die Jode het nie minder as 4 keer mense gestuur, almal met die doel om hom in sy woorde te laat verstik, om hom in 'n onbewaakte oomblik iets te laat sê wat hulle vatplek aan hom sou kon gee nie. Lukas skroom nie om hulle as spioene uit te wys wat regverdigheid gefeins het nie, sodat hulle hom op 'n woord kon betrap, om hom oor te lewer aan die owerheid en aan die gesag van die goewerneur nie. In Markus het ons net 3 van hierdie afvaardigings en dit verskil so bietjie van die ander evangelies. So kom ons kyk na die eerste een in Markus 12 vanaf vers 13. Toe stuur hulle 'n paar van die fariseërs en van die Heroïdane na Jesus toe om hom met 'n vraag in 'n stryk te vang. Hulle kom sê toe vir hom: "Meneer, ons weet dat u iemand is wat u mening eerlik uitspreek sonder om mense in aanmerking te neem, want u let nie op die aansien van persone nie. U is getrou aan die waarheid en so maak u die wil van God bekend. Is dit reg om aan die keiser belasting te betaal of is dit nie? Moet ons betaal of moet ons nie betaal nie?" Jesus het egter geweet dat hulle huigel en hy het vir hulle gesê: "Waarom stel julle vir my 'n stryk? Bring vir my 'n muntstuk dat ek sien." Hulle bring toe vir hom een en hy vra vir hulle: "Wie se kop en naam is hierop?" "Die keiser se," het hulle geantwoord. Jesus sê toe vir hulle: "Gee aan die keiser wat aan die keiser behoort en aan God wat aan God behoort." En hulle was stom van verbasing oor hom. Dis die eerste gedeelte wat Markus vertel oor die mense wat probeer om vir Jesus 'n stryk te stel. Hulle het nie na die eerste geleentheid wat ons in Matteus 21 van vers 23 afkry, die antwoorde of die rede gekry waarna hulle gesoek het om Jesus te kan laat kruisig, te laat gevange neem of om sommer net mense in hom te laat begin twyfel nie. Nou stuur hulle 'n tweede afvaardiging af. Hulle noem dit 'n onheilige alliansie van fariseërs en Heroïdane. Hulle wil hom lok na die dryfsand van belastinggeld aan die keiser, maar selfs dit slaag nie. Waarom dan hierdie vraag van hulle? Wel, eerstens, die Jode het nie daarvan gehou om belasting te betaal nie. Die Jode het geglo dat hulle slegs aan God verantwoordbaar was en aan hom onderdanig moes wees. So hierdie Romeinse stelsel met 'n keiser en belasting was nie iets wat hulle graag wou gedoen het nie. Omdat dit reeds tussen die Jode en 'n klomp ander mense bietjie verdeeldheid gesaai het, het hulle gedink, dit is die perfekte stryk om vir Jesus te stel. Want sien, sou hy ja antwoord, sou hy in die moeilikheid wees, en sou hy nee antwoord, sou hy ook in die moeilikheid gewees het. As hy sou sê ja, dan beteken dit dat hy eintlik 'n ondersteuner van Rome is, dat hy sê dat die keiser 'n belangrike persoon is en dat almal aan hom moet onderdanig wees, wat die Jode dan kon gebruik om te sê vir sy volgelinge, maar sien, hy neem nie die Pentateeg wat sê God is die enigste Here ernstig op nie. Sou hy sê nee, dan is hy 'n verraaier of 'n rebel teen Rome en kan hulle hom nog steeds polities laat aankla, want belasting mag nie onduik gewees het nie, en belasting was iets waar die Romeine baie ernstig was. So maak nie saak wat Jesus sou sê nie, hulle sou hom gevang het. Nou doen hy iets heeltemal vreemd. Hy vra vir hulle om 'n muntstuk te bring, en onmiddellik wys hy vir hulle uit wie is op die muntstuk. Hiermee sê hy, as die keiser dan op die muntstuk is, dan is dit mos die keiser se eiendom, en moet dit teruggegee word aan hom in die manier van betaling van belasting. Maar net so brei hy dit uit om te sê, dan moet daar ook aan God gegee word wat aan God behoort. Mense, die Joodse volk, is na die beeld van God geskep. Daarom moet ons hele lewe toegewy wees aan God.
God vra 'n lewe van toegewydheid deur ware gehoorsaamheid en disippelskap. Op hierdie manier slaag hulle weer eens nie daarin om 'n stryk vir Jesus te stel nie. Maar hulle is nog glad nie klaar met hom nie. Die volgende gedeelte van Markus 12 verduidelik dan hoe die Sadduseërs na Jesus toe kom. En ek lees dit saam met jou vanaf vers 18. Toe kom daar Sadduseërs na Jesus toe. Dit is hulle wat beweer dat daar nie 'n opstanding is nie. Hulle vra hom toe: Meneer, Moses het vir ons voorgeskrywe, as iemand se broer sterwe en 'n vrou agterlaat, maar nie kinders het nie, moet hy met die weduwee van sy broer trou en 'n nageslag vir sy broer verwek. Nou was daar 7 broers. Die oudste het getrou en by sy sterwe geen kinders gehad nie. Die tweede het toe met die weduwee getrou, maar hy het ook gesterwe sonder om kinders agter te laat. En die derde net so. Nie een van die 7 het kinders by haar gehad nie. Heel laaste het die vrou toe ook gesterwe. Met die opstanding, wanneer hulle uit die dood opstaan, wie van hulle se vrou sal sy wees? Al 7 het haar mos as vrou gehad. Jesus sê toe vir hulle: Is die rede waarom julle dwaal nie juis dat julle nie die skrif ken nie en ook nie die krag van God nie? Ja, want wanneer die mense uit die dood opstaan, trou hulle nie meer nie, maar hulle is soos die engele in die hemel. En dat die dooies opgewek word, het julle dan nie in die boek van Moses, in die gedeelte oor die doringbos gelees, hoe God vir hom gesê het: Ek is die God van Abraham, die God van Isak, die God van Jakob nie. Hy is nie 'n God van dooies nie, maar van lewendes. Julle is dus heeltemal aan die dwaal. Hierdie hoogmoedige Sadduseërs vorm die derde afvaardiging, of dan die tweede een volgens Markus. Hulle glo glad nie aan die opstanding nie, en hulle probeer Jesus met allerlei spitsvondighede oor die lewe hierna verstik. Hulle gebruik die denkbeeldige verhaal van 'n vrou wat agtereenvolgens met 7 broers getroud was. Nou dis 'n wet wat ons kry in Deuteronomium 25, en dit word die makliker weergawe is om te praat van die swaarshuwelik, of dan die grandwoord wat ek nog steeds sukkel om te sê, is die liefraatshuwelik. Die vraag wat hulle eintlik probeer vra is: wie se vrou word sy dan met die opstanding? Jy sien, die Sadduseërs het net geglo in die eerste 5 boeke van die Bybel, wat ons die Pentateeg noem. Dit was vir hulle die woord van God. Enigiets anders was nie dit gewees nie. En daarom dan dat Jesus hulle wys juis op dit wat hulle glo. Hy probeer vir hulle 2 goeters te sê. Die eerste een probeer hy vir hulle te sê, hulle besef nie God se mag nie. Hy kan dooies opwek. En die ewige lewe is nie maar net 'n voortsetting van die lewe, die reëls en die gebruike van nou nie. Dit is soveel meer. Tweedens probeer Jesus vir hulle uitwys dat hulle nie die skrif ken so goed as wat hulle wil voorgee hulle doen nie. Die Sadduseërs is oortuig dat die Pentateeg niks sê oor lewe na die dood nie. Jesus gebruik hulle eie uitleggingstegnieke van daardie tyd om eintlik vir hulle te sê dat dit nie waar is nie. Hy haal onder andere Eksodus 3 vers 16 aan met die ontmoeting van Moses by die brandende bos. En dan sê hy vir hulle, God sal hom mos nie aan die dooies verbind nie. En dan haal hy al hierdie aardsvaders aan. Daarmee probeer Jesus dan eintlik vir hulle te sê, dit beteken dan as God hom nie aan dooies verbind nie, dat hierdie mense nou lewe in die hiernamaals, die opstanding. Jesus het geen onduidelikheid nie. Daar is lewe na die dood en dit kom net van God af. Nou volg die laaste afvaardiging van hierdie dag. Hulle is nog nie klaar om te probeer om Jesus vas te trek iewers waar hy oor sy woorde struikel of waar hy iets sê wat hulle hom in twyfel kan bring nie. Toe die Fariseërs hoor dat Jesus die Sadduseërs die mond gesnoer het hulle bymekaar gekom en een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Dis hoe Matteus 22 vers 34 tot 36 vir ons hierdie verhaal begin. Markus 12 se verhaal hiervan verskil wel so bietjie, maar kom ons lees dit saam. Een van die skrifgeleerdes het hulle hoor redeneer en het nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle 'n goeie antwoord gegee het, vra hy vir hom, wat is die heel grootste gebod? Jesus antwoord hom, die eerste is, luister Israel,
Die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie. Pragtig, meneer, sê die skrifgeleerde vir hom. Dis waar wat u gesê het. Die Here is die enigste God en daar is geen ander God as hy nie. En om hom lief te hê met jou hele hart en met jou hele denke en met al jou krag en om jou naaste lief te hê soos jouself is van meer belang as al die brandoffers en al die ander diereoffers. Toe Jesus hom so verstandig oor praat, sê hy vir hom, jy is nie ver van die koninkryk van God af nie. Niemand het dit toe meer gewaag om hom 'n vraag te stel nie. Markus 12 se inkleding van hierdie laaste gebeurtenis is baie meer positief as wat ons kry in Matteus 22. In Matteus 22 word dit aangebied dat hierdie persoon nog deel is van die groep fariseërs wat Jesus probeer vastrek. Maar in Markus se verhaal is dit iemand wat deel is van die groep, maar tog hoor wat Jesus sê en nie net probeer om deel te wees van 'n gesprek om hom vas te trek nie. In Markus 12 gee dit wel nie weg dat die fariseërs nog steeds omringend staan en nog steeds soek na uitweg om Jesus te betrap nie. So wat is die agtergrond van hierdie vraag van hierdie fariseër in beide die gevalle? Daar was reeds teen hierdie tyd 'n groep mense gewees in die Jode en in die geleerdes en leiers van die Joodse Raad wat probeer het om te onderskei tussen die wette wat hulle het. Daar's meer as 600 wette al reeds teen hierdie tyd en party het probeer onderskei tussen groot wette en klein wette. Daar's wel vir my so 'n bietjie snaaksigheid daaraan dat ons probeer nie meer onderskei tussen groot wette en klein wette nie, maar in ons dag wel onderskei tussen groot sonde en klein sondes. Maar hier vra hulle die vraag oor die wette. Wat is die belangrikste? Wat is belangriker as ander is? As jy net 'n paar kan doen, wat doen jy en wat los jy? Maar hierdie persoon kom vra vir Jesus hierdie vraag om te kyk in watter groep sou hy dan tuis hoort met sy uitlegte en sy aanpak van hoe hy alles uitlê. Dit gee vir die res van die fariseërs wat rondom staan nog steeds dan die geleentheid om Jesus te kan vasvang. Jesus begin onmiddellik deur Deuteronomium 6 vers 4 aan te haal, dit wat ons ken as die Shema, die luisteropdrag. En hiermee sit hy eintlik so 'n stukkie by wat nie net die 2 gebooie is of die een groot gebod soos wat ons dit ken oor liefde nie, maar sit hy reeds op die tafel hierdie ekstra deel om te sê, onthou, daar is net een God. En dan stel hy die liefdesgebod soos wat ons dit ken, dat jy die Here jou God moet lief hê met alles wat jy is en alles wat jy het. Met ander woorde, met jou hele wese moet jy God lief hê. Geen gedeelte van jou menswees mag uitgesluit wees nie. En dan die tweede een wat hier dan gelyk is jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Dit is so 'n bietjie 'n verwerking van wat ons kry in Levitikus 19 vers 18. Maar wat Markus se vertelling hiervan so wonderlik maak, is die reaksie van die fariseër wat hierdie vraag gestel het. Pragtig, meneer, hy is opgewonde. Dis waar wat u gesê het, en dan las hy sommer 'n stukkie by. Hy las by dat hy ook verstaan dat dit belangriker is om gehoorsaam aan die Here met jou hele wese te leef, om in liefde te leef teenoor God en jou naaste, eerder as om leë rituele uit te voer. Maar Jesus se antwoord in vers 34 sit so bietjie vir my persoonlike demper op hierdie hele verhaal. Jy is nie ver van die koninkryk van God af nie. Ek moes so 'n bietjie dieper gaan soek het om vir myself te kon sin maak hiervan af. En die beste antwoord wat ek daaroor kon kry, was iemand wat geskryf het, om die koninkryk van die Here te kan binnegaan, het jy die sleutel nodig. En die sleutel van die koninkryk van God is Jesus Christus. Wat Jesus dan eintlik binne hierdie verduideliking sê, is dat wanneer hierdie persoon sou kies om hom te eer as die Messias, om hom te erken as seun van God, dan sal hy ook die koninkryk van God beerf. Hy het reeds gehoorsaamheid, hy verstaan reeds wat God verwag, maar hy kort geloof in Jesus Christus. En dan die laaste sinnetjie van hierdie gedeelte maak dit duidelik. Hierdie groep fariseërs se planne het nie geslaag nie.
Nie dit wat hulle beplan het nie en ook nie dit wat soos in Markus 12 se laaste gedeelte per ongeluk gebeur het nie. Niks van hulle planne slaag nie. Hierdie afvaardigings kon maar net sowel eerder by die huis gebly het. Of selfs nog beter, kon 'n sitplek in die tempel ingeneem het, waar Jesus besig was om mense te leer en te onderrig oor liefde vir God en hoe om gehoorsaam aan die Here te lewe, sodat jy ook die koninkryk kan beerwe. Murray Jansen skryf in sy boek, wat 'n wonderlike gebeurtenis op hierdie Dinsdag. Jesus het toe ook vir ons iets gesê, vir ons Dinsdae en Maandae en al ons ander dae. Wie sy lewe bo my liefhet, verloor dit. En wie sy lewe in hierdie wêreld nie bo my liefhet nie, sal dit vir ewig behou. 'n Aanhaling uit Johannes 12 vers 25. Jesus kom daag ons op hierdie Dinsdag uit, om weer na die vrug van ons geloofslewe te kyk. Gee ek werklik aan die Here wat hom toekom? Is ek besig om met my hele wese gehoorsaam te wees aan God? Maar doen ek dit deur liefde, of doen ek dit uit verpligting, omdat die wet so sê? En glo ek regtig met my hele menswees, dat daar lewe na hierdie dood is, maar weet ek dat dit anders is as hierdie lewe? Is my geloof in Jesus Christus, sodat ek ook in die koninkryk van God kan lewe? Of is ek besig om myself so ekstra versekeringkie te probeer opbou, om hierdie lewe belangriker te maak as die een wat hierna is?